Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se diens. Ons is besig met die 40 tema op pad met God. En vanoggend kyk ons na Rit hoofstuk 1 en 2, asook Joshua hoofstuk 2. Ek wil sommer net uit Rit 1 enkele verse lees. Daar staan die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Maglon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Efrata en Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Maglon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly sonder haar seuns en sonder haar man. En dan lees sy hoe dat sy bewus geraak het dat die Here Israel weer geseën het met goeie uitkoms en 'n oes, en dat sy dan besluit om terug te keer na Bethlehem, en hoe sy dan nou ook haar twee dogters eintlik aanraai om terug te gaan, maar Rut wat dan nou besluit om saam met haar te beweeg. En ons lees hier van 'n vers 15, toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Gaan jy ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my God. U God is my God. En dan die vers 19 tot 20 staan daar, toe die mense in Bethlehem aankom, was daar 'n groot opgewondenheid in die stad, en die vrouens het gesê, maar dis mos Naomi. Hierop het Naomi vir hulle gesê, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie, maar Mara, want die Almagtige het die lewe vir my baie bitter gemaak. Gemeente, ons het as simboliek vir die 40 dae die teken van brood, met die breek van die brood ook, waar Jesus verskyn het aan die Emmausgangers, het hulle oë oopgegaan en het hulle bewus geword dat die Here eintlik die heeltyd in hulle lewe betrokke was. So is dit dat ons in hierdie 40 dae verskillende reise vir mekaar gesê dat ons het die troos en die versekering dat ons weet dat die Here met elkeen van ons op pad is, met ons op pad stap, en dat ons eintlik nooit alleen is nie. Vanoggend kyk ons na 'n nuwe begin, 'n oorbegin met God ook in ons lewe, en wat ons baie keer sien as tye waar ons in 'n doodloopstraat is, waar God uit daardie doodloopstraat 'n nuwe begin maak. Die twee teksgedeeltes wat ons gebruik is die van Naomi en Rut, maar ook dan die verhaal van Ragab. As mens gaan kyk na Rut, dan is dit dat dit geskryf is in die tyd van die rigters. Dit was 'n baie onstabiele tyd met morele verval in die lewe van Israel. Maar ten spyte van hierdie immoraliteit en die morele verval van die volk, is dit dat hierdie verhaal van Naomi en Rut ook vertel dat God nie net op nasionale vlak betrokke was in die lewe van Israel nie, maar ook in die lewe van individue. Ons sien dat Naomi alles verloor het, dat sy in 'n tyd van droogte, sy en haar man besluit om Moab toe te gaan, wat eintlik 'n vyhandelike gebied was teen Israel. Ons kan sê dit was 'n ongodsdienstige volk, en hulle gaan bly dan daar, en ons lees hoe Naomi haar man en haar twee seuns verloor. En ten spyte van die verlies is dit dat Rut dan haar skoondogter besluit om saam met haar terug te gaan Bethlehem toe. Nou dit was 'n geweldige moeilike keuse wat sy gemaak het, en Naomi het ook geweet dat vir Rut was daar eintlik geen uitkoms gewees of 'n lewe in Bethlehem nie, want geen Israelitiese man sou met 'n Moabitiese vrou wou trou nie.
En dan lees ons die verhaal van Boas, wat 'n familielid was van Rut, en hoe die Here dit op sy hart lê om dan ook na Rut om te sien, en hoe hulle dan ook trou, en hoe Bet dan ook gebore is vanuit hierdie huwelik, en so word hulle eintlik die oupa en die ouma van Jesus. As ons gaan kyk na Ragab se verhaal, dan sien ons dat met die intog in die beloofde land is Jerigo die eerste stad wat verken word. Die verkenners word deur Ragab weggesteek. Sy was 'n prostituut, 'n randpersoon van die samelewing, en hoe die Here dan ook vir haar uitkoms gee, deurdat hulle vir haar dan ook sê dat as sy hierdie rooi tou uithang, dat haar lewe gespaar sal word. En in beide verhale van Rut en van Ragab lees ons eintlik hoe die Here heidense vroue se harte verander en hulle deel maak van God se lewe. Ragab was natuurlik die ma van Boas, as mense die geskiedenis gaan lees, en soos dat die Here hierdie twee vrouens gebruik en deel maak van die messiaanse nageslag, ook van Jesus as die Messias. En wat vir mense baie keer lyk na 'n doodloopstraat, asof daar 'n einde gaan kom aan hulle lewe, daar is vir hulle geen toekoms nie, gebruik God hulle lewe en maak hy hulle deel ook van sy werk. Ek wil dit sommer vanoggend kom sê, dat miskien het jy in jou persoonlike lewe uitdagings, miskien voel jy ook in 'n doodloopstraat, en dan kom die Here en hy herinner ons om te sê, maar wat vir jou lyk asof daar geen uitkoms is nie, word vir God 'n nuwe begin ook in jou lewe. En dat jy hierdie nuwe lewe en hierdie nuwe begin ook in jou lewe sal aangryp. In 'n gemeentelike lewe is dit ook so dat ons baie keer in 'n Naomi en 'n Rut en 'n Ragab in ons gemeentes nodig het, om die kerk dalk terug op 'n nuwe begin of 'n nuwe uitkoms. En dat ons elkeen moet deel maak van die koninkryk van die Here, en ook hulle gawes moet benut, omdat die Here deur hulle dan ook nuwe lewe ook in 'n geloofsgemeenskap bring. Die brood wat ons vandag gaan uitdeel, is eintlik ou brood, en die gedagte is dat jy hierdie ou brood sal neem, en vandag dan spesifiek vir jou dan ook 'n armbandpudding of broodpudding moet gaan maak. En hierdie ou brood word dan die begin van iets nuuts. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons deel maak van die koninkryk. Mag U ons gebruik en seën tot eer van U naam. Amen.